die Here Jesus die lof en die eer moet kry. Kom ons gee hom net so 'n bietjie lof en eer. Kom ons gee vir Jesus Christus die lof en die eer. Wat ons vir ons gedoen het. Die eer van ons harte, die eer van ons lippe, en die eer van ons verstand verhoorde. Here Jesus, aan U kom toe die eer, die lof en die aanbidding verhoorde. En ons wil dit gee vir Jesus, die Heilige Gees ons vanoggend lei om U te aanbid, Here Jesus. Here, ons is nie skaam nie en ons is ook nie bang nie, want ons is vrygekoop met die bloed van Jesus en ons is vrygemaak deur die Heilige Gees en wat die Gees van God is, daar is vryheid. Halleluja, dankie Here Jesus. O Heer my God, as ek hier en al die wêreld elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe wie dit elke dag so onderhou, dan moet ek jy my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, van die eeuwe steek verklinke saam, hoe Heerlijk die grote naam. U maak ons deel van al die grootste wêreld. U laat ons brug in wat die ryk mag kom. En kom U weer in ewigheid.
Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. He's more than enough. He's more than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough. More than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough. More than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Oh, Jesus is more than enough. Oh, Jesus is more than enough. He's more than enough. Als er er voor ons vermoorden, more than enough is. Laten we ons nog een keer zingen alsjeblieft. Because he is more than enough. He is. Amen. Vanmorgen vanmorgen wil ik je zeggen. He's more than enough. Amen. Hallelujah. Ons leven is een Dank je, Heer. Mag je staan wat je strekt op blok vanmorgen is hier. Amen. Heer Hallelujah. is hier. Yes. Hallelujah. Heer is hier. Ons vreedwoord hier. More than enough. Mag je staan waar je staat dan Heer is He's our vanmorgen. Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough.
the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Hallelujah. Amen. Prys die Here. Pastoor het my gevra om boodskap te bring vanmôre. En ek het 2 of wat weke gesloer. Ek het gedink dit gaan maar net gebeur. Amen. Maar die Gees van God is altyd getrou. Amen. Ek het die Here gevra vir 'n boodskap, maar ek het die Here gevra, Here, gee vir my 'n boodskap, soos wat U wil hê ek moet spreek, Here. Dis nie uit my uit nie, dis nie uit 'n mens uit nie. En 'n dag of 3 voor die tyd, toe sê ek vir my vrou, ek sê, "Sjok, ek moet my goed gaan neerskryf, dat my goed daarom net in plek is. Ek kan nie kom preek oor die opstanding as die Here nog nie gebore is nie." Amen. En laasweek op Woensdag aand begin ek my goed vandag neerskryf, dat dit net in plek is. Donderdagoggend 4:30, toe maak die Here, die Gees van die Here my wakker. En hy change so 'n bietjie. Dit gaan so 'n klein bietjie, 'n gedeelte van dit gaan so klein bietjie oor back to basics. En Vrydagoggend, toe bevestig pastoor Des dit vir my, waar ek moet begin. En ja, as ek so na die kamera kyk, dan moet ek ek kan ook nie sê ek moet om verskoning vra, as ek op mense se tone gaan trap nie. Ek wil nie op mense se tone trap nie, maar dit is wat die Here op my hart gelê het, Amen. en dis waar back to basics begin. Amen. Want ek hoor deesdae baie dingetjies. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, en 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Mooi woord, ewige Vader. Amen. Ek is jammer as ek begin, wat doen 'n mens? En daar is so baie goed wat saam met my boodskap kom. Ek wil hom nie afjaag nie, maar ek wil julle ook nie besig hou nie, so ek is jammer, maar ja, daar is so baie goed wat saam met die boodskap gaan. Dan kom ons weer by die 10 gebooie uit. Die duiwel. Mense op aarde kan nie die 10 gebooie onderhou nie. Hulle kan nie. En as die duiwel ons as 'n gelowige net oor een van die gebooies kan laat struikel, en hy het jou daar, dan is dit daar waar jy gaan wees. Dan gaan jy verloor. Net een uit die 10 gebooie. Onderhou ons al die 10 gebooie vandag. Hoeveel keer gaan ons as kinders van die Here terug na die 10 gebooie toe? En gaan kyk wat die Ou Testament is geldig in die Nuwe Testament vandag nog steeds. Dis iets wat die Here nie weggevat het nie. Al wat hy weggevat het, is die priester toe die gordyn geskeur het. Het hy weggevat sodat ons tot God kan nader. Maar ons kan nie eers daagliks behoorlik die 10 gebooie onderhou nie. Of dalk 1 of 2 van dit nie. Hoekom ek kom by die kind wat gebore is, dis kort. My boodskap omtrent die is baie kort. Die woord sê, julle sal hom noem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wanneer kom ons by die woord uit, en ons bly by die woord?
In Openbaring sê die Here, niks sal uit hierdie woord uit weggevat word nie. Amen. En dan gaan die Here baie goed van jou ontneem. Ja. Baie. Niks sal in hierdie woord bygevoeg word nie. Dan gaan jy al die plaag kry. Ek soek dit nie. Ek soek dit nie. Hoekom sê ek so vanmôre? As ons kom by dit waar die duiwel jou wil laat struikel. Mense het nie meer baie respek vir God se naam nie. En ek praat nie net van die algemene mense, ek praat van predikers aan buitekant, wat ek daagliks dophou. Ek praat van familie en vriende in ons midde, all over. Die ou was daarbo. Die man daarbo. Jy en jou Papa Jesus. Ek is jammer as ek dit noem vanmôre mense. Die my boodskap kom, die is wat die Here donderdagoggend op my hart gelê het en hy het gesê jy gaan begin by die geboorte. Dis Paasnaweek. Hierdie is Desember se boodskap. Maar ons moet terugkom. Mense raak met tradisies en moet goed onder die voete en hulle eie lus en hulle eie wellust en hulle goed vasgevang. As ek my TV aansit Sondag aan en ek kyk na predikers, dan staan jy, Papa Jesus. Jy en jou, as ek jou 'n vraag mag vra vandag, as jou kind met jou as 'n ouer of ouma en oupa so praat, hoe is jou optrede? Amen. Wat gaan jy doen? Gaan jy dit los of gaan jy jou kind aanspreek? My kind gaan nie vir my sê jy en jou nie. Ek het eendag baie jare terug met my ma my gestuur om iets te gaan doen, toe sê ek gaan nou maak. Toe wek my ouma my met 'n backhand wat my back weet. En ek het eers gesê jy of jou nie. Ek is jammer as ek dit noem vanmôre. Waar is die respek? Pastoor het laasweek gepraat van die Here se name. Ons het nie eers meer respek vir die Here se naam nie. Maar ons wil hom eer, ons wil hom aanbid. Jesaja 29 sê, so het die Here gesê, hierdie mense behoort aan my. Hulle eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my af. Gaan dit nie saam met die storie nie. En hulle aanbidding bestaan uit niks meer nie, as menslike opdragte en tradisies. Sorry, dis wat die woord sê. Dis wat die Gees van die Here op my hart gelê het. Dis wat die woord sê. Moenie vir my kwaad wees nie. Pastoor, hy sê altyd, mense gaan my nou weer WhatsApp en hulle gaan my aanvat en wat. I let it go. Let it go and let God. Amen. Hy sal beheer. So ek is jammer as ek is nie 'n prediker nie. Maar ek gaan nie ongehoorsaam wees aan die Gees van die Here nie. Ek kan nie. Die Here is vir ons 'n voorbeeld gegee. En dis kan ons nie meer wees as hy nie. Ons kan nie meer wees as hy nie. Ons moet terugkom. Die hele jaar gaan verby, dan kom Paasnaweek volgende jaar, dan hak ons net nie vas. Die Here se kruisig en het opgestaan en die res van die jaar, waar is die respek, waar is die eer aan die Here, groot en heilige naam. Maar mense is vandag baie vinnig. Hier staan geen woord in hierdie woord van die Here van Papa Jesus of 'n kind is gebore en jy sal hom noem jy en jou en daar's nie sulke goed in die woord nie. Ek is vreeslik. Ek wil amper sê jammer dat ek dit doen as mens vir die mens.
Maar ek is nie spyt, ek is nie jammer omdat God my die woord gegee het vanoggend nie. So ek vra julle iets om oor na te gaan dink. Ek soek nie antwoorde nie. Ons moet net weet, ons het met een te doen, wat 'n prys betaal het. Wie se stryd dit is, en wat opgestaan het. En as ons iets soek, dan moet die Here gou help. Maar ons kan nie so 'n bietjie respekteer nie. Ek moes dit van my hart afkry, van die openbaring van laaste, nou kom ek by my boodskap. En ek vra die Here vanmôre, ons maak die oop toe, Here, ek staan nie uit my eie uit nie, Here. Prediker het my gevra om woord te bring, Here, eet by die woord gegee, Here. Ek staan nie as uit 'n mens se dinge uit nie, Here. Ek staan nie omdat dit u guns en u goedheid is, Here. Here, ek vra u dat u net my onvermoë lippe sal kom aanraak, Here. En sal kom dat ek kom spreek soos wat u wil hê ek moet, Here. Want hier is nie uit my nie, Here, alles gaan oor u. En u alleen, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil begin. Die stryd is die Here se. En ek het net so 'n kort stukkie gekry uit 2 Kronieke uit. Ek gaan net 'n versie of 3 dae uithaal. En ek gaan nie 'n lang boodskap hê nie. Ek glo ek gaan julle kort hou, maar ek wil graag dit kortliks by alles uitkom wat vir my gegee is. Josafat was 'n koning gewees van circa 25 voor die 25 jaar. 2 Kronieke 20. En hy het gehoor die Moabiete en die Ammoniete het gekom van oorkant, hulle kom bietjie oorlog voer. En wat doen hy? Hy's 'n koning. Maar wat doen hy? Hy raak bevrees. Hy raak bietjie angsbevange en goed. En hy kom op sy knieë. Hy kom op sy knieë en hy begin die aangesig van die Here soek. So vanaf, ons kan nie so boeke vanaf vers 12 af basies. Ek gaan net kortliks 'n vers of 3 dae uithaal. En dan gaan ek by eenetjie vas staan. Maar hy begin om die aangesig van die Here te soek. En hy woon nogal 'n vasdag uitgeroep. Hy roep 'n vasdag uit. Waar hardloop die mens heen? Waar hardloop die mens in die wêreld heen? As ons bedruk raak, en benoud raak, en swaar kry, en siek word, en laste dra, waar hardloop die mens heen? En hy het net begin om die Here te soek. Maar toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering op Jaasiel. En hy sê vir almal uit Juda uit, die inwoners van Jerusalem, en hy sê aan u, koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Julle hoef daarby niks te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Ons het 'n stryd op die aarde, ons as mens.
En dis waar dit inkom, dat ons bang is om by die Here uit te kom. En as ons 'n stryd het, dan gaan ons veroorsaak dat die lyding en die stryd en die pyn in ons lewe 'n diensplig gaan word om 'n eenheid tussen ons en die Here te bring. Ons het so baie laste daar buitekant. So baie. So baie. En wat gebeur in vandag se tyd, as ons kyk na al hierdie goedjies? Dan gaan ek na 2 Timoteus toe. Maar weet dat daar gaan in die laaste dae meer tye kom, wat die mens sal liefhebbers word van hulle self. En dan kan ek dit opnoem. Verraaiers, roekeloos, verwaand, onverzoenlik, kwaadsprekers, wandelloos, wreed, lasteraars, trotsaars, grootpraters, geldgieriges. Ek kan dit so opnoem. En dan hou ons vas aan die aardse dingetjies. En ons het 'n stryd in die wêreld. Ons het 'n stryd in die wêreld. Ek praat met myself vanmôre. Ons hoor dat elke Sondag, elke nou en dan hoor ons tussen 6 en 8 in die oggend. Dis ook een van die stryds wat ons het. En dan wat moet ons doen? Ons moet soos die psalmdigter sê, red my Here van die kwaaddoeners. Amen. Bewaar my vir die manne van geweld. Hoekom? Want dit is waar dit inkom. Wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek. So wat doen ons? Ons doen nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ons verwek elke dag 'n stryd. Ek verwek elke dag 'n stryd byvoorbeeld om teen iemand op te staan. Om iemand aan te vat, om iemand sleg te maak. Om iemand te wys ek is beter as hy. Of vir iemand te sê jy kan nie, jy gaan nie, jy sal dit nie maak nie. As ons gaan stil sit en dink op 'n aand, wat het ons vandag gedoen wat goed was, en wat het ons vandag gedoen wat negatief en sleg was. In plaas van broer Henk het my aangevat, hy het my sleg gemaak, hy het dit van my gesê, hy het dat van my gesê. Broer Henk, ek vergewe jou, ek is lief vir jou my Boeta. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Mag jy bederf word. Ek vat 'n voorbeeld. Ons kan nie doen wat die Here eintlik van ons verwag om te doen. Hy het gister so vinnig stil gestaan. Ons sal by die 7 kruiswoorde uitkom. Maar ons kan dit nie doen nie. Ons wil liewer opstaan môreoggend, plaas van om te sê, Here, ek het wakker geword vanmôre. Ek laat die eerste my harte gedagtes toe, dat ek gaan doen wat U wil hê ek moet doen. Nou staan ek môreoggend op. Yes, ek wonder wie gaan ek vandag aanvat, ek wonder wie gaan vandag oor my pad kom. Dat ek kom wys wie ek, dat ek kom wys wat gaan ek moet kom doen. Amen. Maar die prys is klaar betaal. Ons het 'n stryd, en ons kom nie by God uit nie. Behalwe as jy self, is daar nie sulke dinge nie. En ja, die Here is 'n God van nabyheid. Hy is die een wat jy gaan vanaand op jou knie kom en sê, Here, vergewe my. Maar genade gaan uitloop. Genade gaan uitloop. Amen. Amen. Dan is dit te laat. Ja. As ons daai stryd het, ek dink ek moet sommer maar klaar word van hier. Ek gaan maar net so 'n bietjie rondgooi hierso. Ek wil hier uitkom, die stryd is die Here se.
Kom sê ek so. Ons het gister gehoor van waar tot waar die Here gestap. Ek het net, moet my nie oordeel nie, ek het net plus minus gekry wat ek moes kry. Dit was omtrent die original lengte van die kruis gewees. Plus minus 4 meter. Die dwarsbalk was plus minus 2 meter. Die dwarsbalk alleen was plus minus 45 kilogram. Maklik, amper 'n sak sement. Hulle reken as jy die hele kruis se gewig moet vat, hy sê 3 soorte hout uitgemaak, hoe? Ek weet nie. Ek het nie die antwoord nie, maar hy sê 3 of 4 soorte hout uitgemaak. Ceder, pine, cypress en boxwood. 'n Spyker wat deur hom geboor is, was maar so amper 200 ton. So die kruis was nie baie dik nie, want as ek reg verstaan, was die spyker deur en agterom gevou, as ek reg verstaan. Die gewig totaal gaan ons na plus minus 130 kilogram. Plus minus. As het broer Gila agter, staan broer Henk, pastore daar 'n bietjie lengte, ek het daar 'n bietjie lengte. Ons kan daar nog 'n gewiggie vat. As ek vir Lorita moet vra om op te staan, of my dogter of my kleindogter, ek gaan so rowweg daar aan. Die Here was 5.5 voet gewees. Dis 1.6 meter. Ek is 1.8. 1.6 meter. Dis omtrent hier vanaf tot daar. Daar's die armspalk. 1.6 meter met 'n gewiggie van omtrent 54 tot 70 kilogram. Dis klein, dis maar. Ons sien altyd die prentjies, die video's en die flieks, waar dit lyk hy's 'n groot man eintlik. Maar as ek dit 'n bietjie gaan Google, ek kan verkeerd wees. En daai kruis is gedra plus minus 600 meter. Wat 'n stryd was dit? Daai gewig. Julle is welkom om net 1 of 2 van daai kan op te tel. Dis nog nie eers 'n volle 25 of 1 nie. Net 2 net op te tel. Dan kyk ons wie gaan daai hiervan af dra Spar toe. Die Here Jesus het geval, soos wat hy met daai kruis geloop het. Hoeveel keer kan jy met daai kan nie afval Spar toe? Neergooi. Daai die totale gewig wat hy gedra het. En dit het hom plus minus daai 600 meter 'n uur tot 3 ure gevat om op Golgotha te kom. Dis die stryd wat die Here gestry het vir ons. En dan was dit nog, as jy 'n kar ry en jy gaan klim vir 10, 15 kilos opdraande, dan gaan jy begin terugkeer om bo uit te kom, want die kar gaan begin swak raak. So waar kom dit uit dat ons het 'n stryd om te stry as 'n mens? Ons wil, ons wy. Maar die een wat 'n stryd gestry het, vir Sakkie, vir pastoor Frederik, vir die Leonie, vir elkeen van ons wat hier sit, elkeen daar buitekant, het hy die stryd gestry. Amen. Dis waar ons sit vandag, waar ons is. Ja. Uit liefde en genade wat die Here ons gegee het. En nog minag ons dit. Nog minag ons dit. Vanmôre toe lees my vrou my 'n dingetjie daar weer wat geplaas is op Facebook.
Toe verander ek my boodskap alweer so 'n bietjie anders. Al daai goedjies van die kruisiging af tot by die graf. Ek gaan dit in my eie woorde vanmôre probeer verduidelik. Wat het nie vanaf tot daar gebeur? Wat in daai stilte tyd waar die Here gekruisig is, toe hy sy asem uitblaas en hy word daar neergelê. Daai 3 dae, wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur om dinge reg te maak, te bewerkstellig, as hy daar opstaan en hy gaan na sy Vader? Wat het hy daar bewerkstellig? Ons kan ons indink, ons was nie daar nie. Het hy nie gegaan, sy woord sê gegaan om plek te gaan maak vir my en jou. Maar wat het intussen gebeur? Hy het die kruis oorwin. Satan is vasgeketting aan hierdie stoel vanmôre. Hy is vasgeketting, ek het dit eers genoem nie. Hy moet sien waar kom die stryd vandaan. Hy moet dit beleef, want hy klaar verloor. Amen. Klaar, hoekom sê ek so? Want die Here is in die doderyk in. Hy het die sleutels gaan haal. Hy het hierdie graf oorwin. Hy het hy kop toe kop gevou, het hy daar gelê. Hoekom? Hy het gesê, my broer, my suster, it's not finished. Hy is klaar hierso. Hy is klaar hierso. Met die aardse dinge en goed. Met die wêreldse dinge. Maar hy het opgestaan. Amen. Hy het gesê, hy gaan plek maak vir my en jou. Maar wat moet ons doen? En ons sukkel met daai ding, wat moet ons doen? Ons moet by God uitkom. Amen. Dis so maklik. Ons moet by God uitkom. En dis ons stryd. Ons wil nie. Want hierdie is te lekker. Dis te lekker om sukkel om by God uit te kom. Hosea sê, wat ons moet doen, is nou om na God terug te keer. Jy moet hom lief hê, en jy moet sy bevele gehoorsaam. Jy moet jou hoop op jou God vestig, altyd. Altyd. Nie nou nie, nie môre as jy in die moeilikheid is nie. As dit goed gaan en as dit sleg gaan, moet ons by die Here uitkom. En dis wat ons moet doen. Ons moet die fulcrum. My vrou sê, weet jy wat dit nie? Ek het ook nie geweet wat dit nie. Ons moet die fulcrum gebruik. Weet julle wat is die fulcrum? As jy in die parkie gaan sit, as 'n paaltjie geplant, daar is 'n wipbank vir 2 persone om op te ry. Hy is die senter. Ons moet die fulcrum gebruik, want ons laste en dingetjies, en ons kan nie ontslae raak van dit nie. Want ons twyfel. Ons is losbandig. Ons is in die wêreld. Ons het nie standvastigheid nie. Ons het 'n rots. Die fulcrum, ons moet hom beskou as die Here. Maar wat doen ons? Ons lê hom te ver agter. Ons wil nie voor wees. Dan moet die Here agter staan. Ons het geen leverage nie, maar sodra ons by die Here uitkom, dan is die Here ons anker. En as hy ons anker is, wat gaan gebeur? Jy gaan losmaak. Amen. Jy gaan breek. Jy gaan weggooi. Jy gaan vrykom.
Want ons het God as ons anker gekry. Hy is ons verlosser. Hy is ons geneesheer. Hy is ons raadsman. Hy breek die kettinge. Hy maak vry. Hy voorsien aan jou finansies. Maar ons moet net by God uitkom. Die stryd is syne. En dit was 'n oorwinning gewees. Ek wil afsluit. Ek wonder wat sou gebeur as ons regtig begin besef hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Ek wil vir julle 'n stukkie gou vandag lees, net so 'n versie of 2 in Romeine. Ons ken almal dit, maar ek wil julle net herinnering gee. Ons moet doen en ons moet naby God kom leef en naby die mens. Ons moet leef soos wat ons bid. Vanaand kan ek bid, Onse Vader, vergewe hulle. Vergewe ons, ek moet by my begin. Vergewe my, wat die daagliks val, teleurstel, nie doen wat U wil hê ek moet doen nie. Vergewe my, Here, vir sakkie. Maar ek kan ook die Here vra, gee my die wysheid en die insig, gee my die kennis en die leiding, vandat ek my oë oopmaak in die môre tot ek my kop gaan neerlê vanaand. Romeine 8, vers 35, vanaf vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Amen. Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Amen. Wie kan ons skei van sy liefde? As 'n ou spreekwoord wat sê, laat dit soos water van 'n eenkaf loop. Let it go and let God. En ons sal lewe in oorvloed hê. Amen. En ons moet vashou en vas staan tot Jesus kom op die wolke. Yes, amen. En ons kan saamgaan. Die Here seën sy woord. Amen. Vader, ek dank U vanmôre, Here, vir die boodskap wat afgelewer is, Here. Here, en ek vra dat U mense sal deur die Gees bereik daar buitekant, soos wat ons as mens moet gaan spreek, Here. Raak hulle aan, Here. Mense wat 'n stryd het, Here, dat hulle sal besef, Here, hulle moet net by U voete uitkom vanmôre, Here. En 'n aanraking van U kom soek, Here. Die woord sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. En julle moet my eer, Here. Ons eer U vanmôre, Here, vir U goedheid en U guns in ons lewe. U liefde, Here, U omgee, Here. Here, ek kan net vra, Here, dat U ons genade sal betoon elke dag, Here, en ons kom vergewe vir dit wat ons struikel, Here, en wat ons doen, Here. Dis my gebed in Jesus naam.